Na 'n bitter lang dag se werk, na dat jy die een krisis na die ander in die gesig gestaar het, na dat jy die een e-pos na die ander e-pos moes antwoord, nadat jy die een probleem na die ander probleem moes aanspreek, nadat jy die verkeer en die robotte wat uit is en die slaggate hanteer het, kom ons uiteindelik aan die einde van 'n lang dag by die huis. Skielik kan jy diep asemhaal en net ontspan. Skielik kan jy net daai aandete eet en alles wat verby was agter jou sit en alles wat gebeur het agter jou sit en net die TV aansit en 'n program kyk en of meegesleer raak deur die drama van die verhaal of jouself in 'n ander bloedgroep inlag, net om te ontsnap, net om vrede te vind van ons besige lewens. Dit is wat dit beteken om tuis te kom. Dis wat dit beteken om 'n huis te hê. Dis wat dit beteken om 'n tuiste te hê. En wanneer ons woord vir die week teksgedeeltes gaan lees, dan gaan ons sien, ons staan stil by die bekering van Lydia en ons staan stil by die Here wat beloof het dat hy die Heilige Gees gaan stuur. En wanneer ons Lydia se bekeringsverhaal lees, dan sien ons dit eindig met sy wat vir Paulus sê, maar weet jy, my huis, my plek, sal 'n tuiste word, sal 'n plek van vrede word, sal 'n sendingstasie word, waar die gelowiges wat die Here ken, weer kan rus, weer kan vrede vind, weer herinner word aan wat dit beteken om 'n boodskapper van die goeie nuus te wees. En wanneer die disippels nou vir die Here gevra het, maar watse pad gaan ons stap in Johannes 14? Hoe gaan ons weet ons beweeg in die regte rigting? Kom Jesus uiteindelik en hy sê vir hulle, maar weet jy, ek gaan iemand stuur. Ek gaan my woning, my tuiste in julle maak, sodat julle hierdie vrede kan beleef wat alle verstand te bowe gaan, sodat julle hierdie rustigheid kan beleef, sodat julle die energie kan kry om die goeie boodskap in die wêreld daar buite te dra. In dit vind ons tuiste. In dit vind ons die teenwoordigheid van God in ons en deur ons en tot almal. Die vraag is, laat ons dit toe? Is die Here werklik tuis in ons harte? Is die Here werklik tuis in ons lewens? Of nooi ons hom uit om net te kom kuier? Net om vir 'n oomblik in ons lewens te wees wanneer ons hom nodig het, dan skuif ons hom uit wanneer ons hom nie nodig het nie. En dit is nie die doel nie. Die doel is dat elke liewe persoon 'n sendingstasie in hulself sal wees. Dat die manier hoe hulle lewe lei, die manier hoe hulle praat, die manier hoe hulle ander hanteer, dat dit sal wys van God se teenwoordigheid, sal wys dat die Here sy woonplek tussen die mensdom gemaak het. So gaan jy weer vra, is die Here tuis in jou hart? Of is hy net 'n kuiergas? As jy van hierdie video's hou en jy wil meer van dit sien of wil jy deelneem aan die gesprek, like en comment hieronder en subscribe tot ons YouTube kanaal. As jy meer van hierdie tipe goed wil sien en beleef en ervaar en jy wil deel voel van 'n geloofsgemeenskap, dan nooi ons jou uit om deel te wees van ons eredienste elke liewe Sondagoggend om 9 uur.
baie dankie dat jy saam met my die tyd gevat het om saam die woord van die Here te verken. Tot ons mekaar weer sien. Seën.